Ek het 'n wonderlike dag gehad. Ek het klomp gaste genooi, klomp medetelers om te kom kyk wat ons hier doen, want jy kry nooit mense hier nie. En die dag het goed begin. Ons sou eers ingevlieg het hiernatoe, maar gelukkig kon ons toe die vliegtuie laat land in Thabazimbi en die mense daarvan afbring. En ek dink die mense het dit geniet. Glo nie hulle lieg nie, ek dink hulle was beïndruk met van die diere wat hier is. Alle terugvoer wat ek gekry het hierso en wat ek maar hoor by ander is dat hulle pragtige diere gesien. Wel ek persoonlik moet sê ek dink ook so. Ek dink ons het oor die algemeen die hele veiling is daar goeie diere en ek dink in enige spesies wat daar is daar 'n dier wat waarde kan toevoeg tot enige teeler. Maak nie saak wie is nie. Daar's kwaliteit diere. Ek dink die wat behoort baie groot aftrek te kry is die big boy genetika. Jy weet daardie bil was vir my, ek dink sy erfdwang is ongekend. As jy sien van die dag toe hy by my gekom het in 2003, sy eerste kalvers. Hierdie foto's hier agter my is sy eerste klomp kalvers wat dieselfde tyd aangekom het. En om so 'n klomp bulle van een bil by verskillende vroulike diere is net fantasties. En ek meen, daar is sy eerste seun nou. Ek het vandag vir die mense gewys wat by my, wat ook nou klaar oor die 50 is. Dis net ongekend. En as jy nou vat hoeveel 50 duim bulle is daar al in die land wat big boy genetika is. Dis ek dink is baie meer as 'n handvol. Ja, daar's swart-wit pense, is daar uitstekende diere, onder andere big boy genetika. Daar is Uncle John genetika. Mumba is 'n fantastiese bil wat op die veiling gaan kom, daar's van sy genetika. Big Boy Junior van sy genetika. Dan Melania is 'n volboetie van Busanga, daar gaan van sy genetika ook op die veiling wees. Ja, so kan 'n mens maar aangaan. In die wildebeeste is daar goeie diere op die veiling. Daar's 'n gaan 'n wildebees bil wees van Nambreed van Botswana. Ons het hom gemeet laasweek, toe was hy al klaar 29 en 5/8. Hy's maar 2 jaar oud, so hy behoort sy 30 te maak ten minste. Daar is 'n goeie rounds. Ons het JP van Jannie Prinsloo af. Grootste bil wat nog ooit op veiling was. Ek dink hulle het hom nou laasweek gemeet en hy slaan nou die 33,5. Daar's daai pragtige bil van welbekende bil van Elsa van den Heever. Buffels is daar 'n klomp groot koeie van 36 duim plus. Uitstekende koeie. So ek dink dit behoort tog goed aftrek te kry. Ag en so kan ek aangaan. Ek dink van elke spesie is daar fantastiese diere op. Ja, ek dink die familie het hard gewerk om hierdie veiling moontlik te maak wat gaan kom. Was baie harde werking. Ek moet die naam van Wildswinkel noem. Hulle het ook baie bystand verleen. Hulle gaan vir ons die veiling aanbied daar by hulle perseel in Warmbad. En dan natuurlik Wild en Jag wat verseker moet genoem word. Ek dink Wild en Jag van hulle nou die mark betree. Ek het die eerste keer begin adverteer daar. Is in 2007. Ek dink die wildbedryf 'n ander wending geneem. En ek dink dit is die media waar jy kan nie in die wildbedryf aangaan sonder om nou dit by hulle te adverteer nie. Ja, so ek dink ons sien uit na baie goeie veiling. Ons hoop so, die mense is hier weg. Hulle is baie positief en hulle lyk gelukkig. Hulle sê hulle het mooi diere gesien so. Ons gehad wat vir my gesê het, hulle het nooit geweet hier sulke diere. Nou ja, so maar kyk wat gebeur. Ek sal julle weer by die veiling sien. Die veiling is die 24ste Februarie. Ons begin om 11:00 die oggend. So deur die loop van die dag het ons ook van die gaste gevra wat hulle dink van Oom Dries se diere. Vertel ons nou 'n bietjie hierdie moerse rooi gemsbokke met die horings wat so agtertoe buig. Wat dink jy van hulle? Yeah, well, it was an exciting day to come up from the Eastern Cape. The animals are obviously exceptional quality, great genetics, great bloodline,
Really exciting and great to have spent some time with Dries on the property and learnt a lot as we went, but observed some really fantastic animals and obviously looking forward to his auction. Ja, al is nou maar die eerste keer wat ons by hom Dries bietjie kom kyk het na sy bokke, baie gehoor van die diere. En ek weet nie, maar dit wat ons gesien het is verseker iets om te sien vir die ouens wat nog nie kom kyk het nie. Jy weet, dis nou al baie suiwer bokke wat min van ons ouens het. Ons het baie suibels, maar ons het nie daai nie. Jy kan sommer sien aan die genetika wat die ouens gebruik het, wat hulle ingebring het destyds. Dis topgenetika. As jy kyk na Big Boy wat ingebring is hierso as 'n teelbil, het die ouens se hele storie verander en baie mooi gemaak. Ek dink, jy weet, en wat ons ook geleer het, ons het altyd hierdie persepsie gehad van diere met dun horings, is langer horings. Ons het vandag hier baie diere gesien met basisse van 11,5 duim wat tot 48 duim horings het. Wat ek dink is besonder goed, baie goed. En ons is verseker kom ons terug na die veiling toe. Ons kom draai, ons kom bietjie kyk wat aangaan. En ek kan net vir hom Dries sê baie geluk en die diere lyk vir ons regtig baie goed. Einde niet het ons weer probeer om by Hannes Maree 'n antwoord te kry. Ja, Henry, dit klink vir my na 'n ingewikkelde besigheid daai. By die mic bietjie nader. Nee, ek sien die knop is daarom nog af daar, so ons praat nie voor hy nie hardloop. Wil jy draai dan? Ek dink Dries het helse genetiese vordering gemaak oor die 10 jaar van daai tyd af na nou toe nie. Na hierdie diere wat hy hier het. Stop. Zander trek sy guld daar af aan. Dis 'n vreeslike gesig. Ag nee, Christine, asseblief. Maar nou moet jy weer van voor Nee, af begin. okay, dis hy weer. Ja, jy het halfpad gesê stop. Nee, en jy sal my nooit so verneder nie, ek weet dit.